Baie welkom by Agape Gemeente aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agape Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agape weet die lewe is moeilik, die lewe is gekompliseerd. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. So vanoggend is dit my voorreg om die woord te bring soos dat God dit voorberei deur die Heilige Gees in my eie hart die week, soos dat ek maar die pad saam met Jesus stap en hom volg en elke dag ook soos elke een van julle die keuse moet maak te sê ek wil hierdie pad saam met hom stap. Ek wil elke dag daardie keuse maak om dit te doen. So kom ons bid saam dat ons vir die Here vra dat hy net sy woord vanoggend self sal aflewer in elke een van ons se harte. Sê Here Jesus, as ons na U toe kom vanoggend, dan besef ons net so ons afhanklikheid van U. Here, dat ons kan nie eers die woord oopmaak en dink ons kan self dit uitfigure en dit self interpreteer nie. U het gesê dat die Heilige Gees sal in ons inkom en hy sal die wet op ons harte kom neerskryf. Here, en dit is wat ons wil vra, dat U dan vanoggend sal doen, vir elke hoorder van die woord, dat hulle ook dan daders van die woord sal word. Dat hulle iets uit die woorde wat U vir elkeen van hulle spreek vanoggend, dat hulle dit sal kan vat en dit sal kan gaan leef ook vanoggend. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. So ons het 'n lekker storie. 85% van die Bybel bestaan uit stories. Wie dit geweet? Ons sê dit baie, ek hou van stories. Ek hou van mense se stories. Dit is my goed om te hoor wanneer iemand hulle storie deel. Jy kan nie aan iemand se storie gaan verander nie, né? Hulle storie is wat dit is. En Jesus het hierdie manier van storie vertel soveel keer gebruik om in mense se lewens in te praat. En hy het, wanneer hy in 'n omgewing kom, het hy gesien, hy het altyd gekyk vir 'n geleentheid om te kan praat oor sy Vader, oor dit wat God hier op aarde wil doen. Hy het altyd gesoek vir 'n geleentheid om God se hart te deel met my en jou. En dit is nie anderste in hierdie storie wat ons vanoggend gaan lees nie. As jy jou Bybel hier het, kan jy saam met my blaai na Lukas 14 toe, in die middel van Lukas 14, daarvan vers 15 af, gaan ons die storie lees wat Jesus vertel het. So dis nie iets wat gebeur het nie, dis 'n gelykenis. Hy het 'n storie kom vertel want hy was hier aan 'n tafel saam met mense gewees en hy wou vir hulle iets leer. So kom ons blaai saam en dan lees ons saam. Julle kan saam met my op die bord ook volg. Lukas 14 vers 15. Toe hy dit hoor, het 'n man wat saam met Jesus aan die tafel was, uitgeroep: "Wat 'n voorreg sal dit wees om deel te hê aan die feesmaal in die koninkryk van God." Maar Jesus het hom geantwoord: "'n Man het 'n groot feesmaal voorberei, baie uitnodigings uitgestuur. Toe alles gereed was, het hy 'n slaaf rondgestuur om die gaste te laat weet dat hulle maar kan kom. Maar hulle het almal begin verskonings maak. Een het gesê hy het pas 'n stuk grond gekoop en wou daarna gaan kyk. Hy vra dus om verskoon te word. 'n Ander een het gesê hy het nou net 5 pare osse gekoop en wil hulle gaan probeer. 'n Ander een was pas getroud. Hy het gesê hy kan nie kom nie. En die slaaf het teruggekom en aan sy baas vertel wat hulle gesê het. Baas het kwaad geword en sê toe: "Gaan in die strate en die steegies van die stad. Nooi die armes, die krepeles, die verlamdes en die blindes." En nadat die slaaf dit gedoen het, het hy gerapporteer en gesê: "Daar's plek
vir nog meer. Sy baas sê toe, gaan uit op die paaie en die lanings en dring aan by enige iemand wat jy teekom om te kom sodat my huis kan vol word. Hierdie laaste gedeelte wat sê dat my huis kan vol word, is vir my so, vat my terug na 'n ander skrifgedeelte wat sê dat Jesus het 'n plek vir my en jou voorberei. Daar's soveel hoop vir my en jou as God se kinders, dat hy 'n plek vir my en jou voorberei. Ons sien nie as ons bietjie kyk na die agtergrond dat Jesus genooi is na ete toe, maar die mense wat hom genooi het 'n verskuilde agenda gehad. Het jy al iemand genooi vir ete want jy wil hulle iets vra, guns vra vir iets doen? Het jy dit al gedoen? Okay. So jy wil hulle sag maak vir dit wat jy hulle wil vra, né? En dis presies wat hier gebeur het. Daar was 'n verskuilde agenda gewees. Hierdie skrifgeleerders, en dit was hoofsaaklik godsdienstige mense, wat om die tafel was, wat by hierdie ete was, wou vir Jesus 'n stryk stel. Hulle wou hom fyn dop en sien, wanneer gaan hy nou iets verkeerd doen? En dan wou hulle dit tot hulle eie voordeel gebruik. En Jesus is hier in 'n gesprek met die gasheer. Toe iemand aan die tafel die volgende woorde uitroep in Lukas 14 vers 15 sê hy, wat 'n voorreg sal dit wees om deel te hê aan die feesmaal in die koninkryk van God. En hierdie was iets wat hulle by feeste gesê het. As ons die sedermaal doen in hierdie maand, gaan julle sien, daar's sekere goed wat by feeste gesê is. En hierdie was 'n ding wat by 'n fees gesê is waar godsdienstige mense bymekaar gekom het, en dit kom uit die profetiese woorde van Jesaja 25 vers 6, waar hy sê, in Jerusalem gaan die Here die Almagtige 'n heerlike fees voorberei vir almal oor die wêreld. Dit gaan 'n fees wees met goeie kos, die beste wyn en die beste vleis. So hier die man wat dit gesê het, dit was die regte ding om te doen. Hy moes dit sê, dat daar is 'n fees wat kom, en elke keer, wanneer die godsdienstige leiers by mekaar gekom het, het hulle hierdie woorde gebruik om te sê, maar daar's nog 'n fees, na waartoe ons uitsien. Die fees saam met Jesus eendag. Soos wat Jesaja al reeds klompie jare terug gesê het, daar's 'n fees. So wanneer hulle dit dan uitgeroep het mense geweet, daar's 'n verwagting vir nog 'n fees. Dis nie net die fees waarby die ete waarby hulle nou is nie. En na hy hierdie woorde gesê het, was daar dan nou verwagting gewees dat Jesus dan nou op 'n sekere manier moet reageer, né? En hy doen nie. So eie aan Jesus, hy reageer nie soos wat hulle verwag nie, want hier sien Jesus 'n geleentheid om met hulle te praat oor iets dieper. Jesus reageer en hy vertel hierdie storie. En hy gebruik die tafel waarby hulle sit en hy kom leer hulle uit hierdie storie wat hy vertel. En hy help hulle om 'n bietjie dieper te kyk in hulle self, na ander mense en ook na die uitnodiging wat God het. En baie keer die verskonings wat 'n klomp van ons het. Die prioriteite wat ons stel bo kan dit wat God van my en jou vra. So ons sien, eerstens, wanneer daar eet is, moet daar uitnodiging wees. En die uitnodiging het in 2 gedeeltes gebeur. 'n Diensknag het uitgegaan en die uitnodiging gerig aan 'n groep mense, en hulle het 'n kans gehad om te reageer op hierdie uitnodiging. Hulle kon die uitnodiging aanvaar of nie. Klomp van hierdie mense het die uitnodiging aanvaar, en as jy die uitnodiging aanvaar het, kon jy nie regtig van plan verander nie, né? Want die gasheer sou dan begin het met voorbereidings vir hierdie fees, né?
En onthou, ons is nou nie in 'n tyd van slaghuise en inkopiesentrums gewees nie. 'n Voorbereiding vir hierdie fees het 'n tyd lank gevat. Hulle moes die wyn gaan voorberei, hulle moes die diere gaan slag het, hulle moes die koring gaan maal vir die brode en die tafel moes gedek geword het. So wanneer jy die uitnodiging aanvaar, was daar nie vir jou opsie om te sê ek gaan nie kom nie. Die gasheer het vir jou voorberei. Die tweede gedeelte van hierdie uitnodiging was dan gewees om na die mense toe te gaan wat die uitnodiging aanvaar het en vir hulle te sê, goed, die fees is nou gereed. Ek weet nie nou hoeveel dae was dit nie, maar die fees is gereed. Ons het vir julle voorberei. Julle kan kom aansit by hierdie gasheer se ete. En dit sou baie onbeskof dan gewees het van mense om wat die uitnodiging dan aanvaar het te sê ek kan nou nie meer kom nie. Nee. En ons sien dit is wat gebeur, nee. Hierdie gaste het elkeen 'n verskoning kom maak, nee. In Lukas 14 vers 18 lees ons. Hulle het begin verskonings maak. En dit kan vir my en jou aanvanklik lyk na geldige verskonings wat hulle het. Maar ek herinner julle, in die Ou Testament was daar nie die opsie om verskoning te maak nie. Dit was nie reg van hulle om die uitnodiging te aanvaar en wanneer hulle voorbereidings gedoen is en hulle moet opdaag, dan sê hulle kom nie. So kom ons kyk na hulle verskonings. Die eerste verskoning in Lukas 14 vers 18 sê een het gesê hy het pas 'n stuk grond gekoop en hy wou daarna gaan kyk het. Okay. So, daar is 'n probleem met hierdie verskoning. In 'n eerste eeuse wêreld het jy nie net grond gekoop nie. Daar was 'n groot proses rondom dit gewees. Jy moes voordat jy 'n stuk grond gekoop het, jou huiswerk gaan doen het, né? Jy moes die geskiedenis van die grond gaan uitvind. Jy moes gaan kyk wat se tipe grond is dit wat jy koop, eienskappe van daardie grond ken, né? Jy moes navorsing gaan doen oor die grond. Voordat jy gegaan het en 'n offer gaan maak het op hierdie grond. Jy moes na die dorp se raad toe gegaan het. Vat langer as die proses hier in Rustenburg. Om net 'n uitklaringssertifikaat te kry, né? So jy moes gaan huiswerk doen het. En hy het al geweet van die grond wat hy sou koop toe hy die uitnodiging ontvang het. Hy het geweet, né? So hierdie verskoning is nie regtig baie geldig nie, né? Kom ons kyk na die tweede een. Miskien lyk dit nou 'n beter verskoning. Ander een het gesê, Lukas 14 vers 19, hy het nou net 5 pare osse gekoop en wil hulle gaan probeer. So hy het nou net 5 osse gekoop en hy wil hulle gaan uitprobeer. Net soos in die eerste verskoning, het jy nie sommer net osse gekoop nie, jy het gaan seker maak, dis die regte osse vir die werk wat jy wil hê hulle moet doen, hulle moet sterk genoeg wees. En ons sien weer, hierdie verskoning is net soos die vorige een. 'n Flou verskoning gewees. Hy het geweet, hy het die osse reeds gekoop, nee. Lukas 14 vers 20 is die derde verskoning wat gemaak is. En dit kan dalk lyk na 'n goeie verskoning, nee. 'n Ander een was pas getroud en hy het gesê hy kon nie kom nie. Ek en jy weet vandag ook, voorbereiding vir die huwelik gebeur nie oornag nie, nee. En ook nie in die eerste eeu nie. Dit het tyd gevat. So almal van hierdie het toe hulle die uitnodiging ontvang het hulle klaar geweet hoe hulle moet reageer. Want hulle prioriteite moes reg in plek gewees het. Okay. En daar het 'n verskuiwing in hulle prioriteite gebeur. Van die eerste keer toe hulle genooi is, tot en met toe hulle moes opdaag, nee. En dit sê vir ons, hulle het nie regtig hierdie uitnodiging baie ernstig opgeneem nie. Hulle het nie besef, hierdie uitnodiging was van die koning van die heelal, van Jesus self gewees nie.
En hy was die gasheer in hierdie storie gewees. En die uitnodiging hier is 'n uitnodiging om Jesus te volg. Dis die uitnodiging wat hy gemaak het. En elkeen van hulle het die uitnodiging ontvang. Aanvanklik gesê ek wil daar wees, vuur en vlam. En hulle het deel van die uitnodiging na hulle aanvaar het, was om op te daag. Ons sien dat die eerste genooides in hierdie storie was die volk van Israel gewees. Hulle was deel van God se plan van verlossing vir my en jou. Hy het hulle genooi en gesê kom na die tafel toe, daag op. Gaan uit na alle volke toe. Gaan deel dit wat ek vir julle gee. Die Israeliete is eers genooi en hulle het nie opgedaag nie. Hulle het die Messias gemis. En hulle het gekies om nie deel te wees van daai plan van God nie. En ek maak nie vir 'n algemeen hier nie. Daar is Jode wat Jesus raak sien as die Messias. En wat die uitnodiging aanvaar het. Hulle het die Messias nie herken nie. En hulle daag nie op by die fees nie. Hulle het nie die uitnodiging ernstig opgeneem nie. En dan, in die tweede gedeelte, sien ons dat Jesus die uitnodiging dan uitstuur na die res van die wêreld. Hy self stuur dan mense en sê, gaan nooi dan al die ander, gaan nooi die res van die wêreld. Daar's plek aan my tafel vir so baie mense. Hy het die tafel voorberei vir jou. Die uitnodiging is daar vir die res van die wêreld. En dis wat ek en jy doen wanneer ons die 1006 strategie toepas in ons lewe. Wanneer ons 'n geselsie aanknoop met iemand met die oog daarop dat jy wil hê hulle met Jesus beter leer ken. Jesus se liefde in jou sien. Dit is wat gebeur. So moenie gering skat 'n one-liner wat jy met iemand deel, 'n glimlag, 'n vriendelikheid nie. Want daardeur kommunikeer jy, daar's plek aan die tafel vir daai persoon. Maar dan is daar ook mense wat hier sit vandag, wat moet reageer op hierdie uitnodiging. Jy moet kies. Gaan jy aanvanklik ja sê en dan nie opdaag nie? Of gaan jy ja sê en opdaag? En wanneer dit daai elke dag moeilik is, om aan te hou glo, en aan te hou leef, soos wat Jesus wil hê jy moet, en te verander, goed te verander in jou lewe, soos wat hy self jou vra, en jy nie onder die oordeel van mense om jou kom nie, maar dat jy daai verhouding met Jesus ernstig gaan opneem en sê, Here, party dae is dit moeilik vir my om op te daag, maar vandag is ek hier. Ons sien, die ete gaan steeds gebeur. Die ete word nie afgestel omdat die mense nie opgedaag het nie. Die ete gaan steeds gebeur. En die gasheer sê vir die diensknegt in Lukas 14 vers 21 dat hy moet uitgaan. In die strate, in die steegies van die stad, die armes, die krepeles, die verlamdes en die blindes nooi. En hier sien ons dat God se genade is vir alle mense. En hy wil nie hê dat een moet verlore gaan nie. En ek en jy besef nie altyd hoe afhanklik is ons van God in ons lewe en vir ons lewe nie. Nie net in ons lewe nie, vir ons lewe nie. Die feit dat ek en jy nie die uitnodiging altyd ernstig opneem nie, weerhou nie God daarvan om uit te reik na my en jou en almal om ons nie. God sien mense se behoeftes raak. Partykeer mis ek en jy dit. God sien ons behoeftes raak.
En hier in hierdie punt van die storie besef ons net hoe wyd is God se genade vir my en jou. Want hy wil nie hê enige iemand moet verlore gaan nie. Die tweede groep mense aanvaar die uitnodiging en hulle daag op. Die wat opdaag, ervaar Jesus. Hulle sit aan die tafel saam met hom. Hulle verklaar en hulle sê, ek het so behoefte om by Jesus te wees. Die wat nie opdaag nie, het nooit besef hoe afhanklik is hulle van God nie. En dit is wat die skeiding maak tussen hierdie twee groepe. Een groep besef hoe afhanklik is hulle van God vir elke ding in hulle lewe. En hulle gee ook vir God daai erkenning daarvoor. En sê, ek wil Jesus volg, want ek het hom so nodig in my lewe. Miskien het jy lang terug alreeds hierdie commitment gemaak en gesê, ek het hom so nodig. Miskien word jy vandag weer net gekonfronteer met daardie gedagte. En ek sê weer, almal is genooi. Almal het aanvaar, maar nie almal het opgedaag nie. Ek weet nie wat het jy met die uitnodiging gedoen nie. Ek weet nie waar is jy in hierdie uitnodiging. Ek weet die uitnodiging is uit na jou toe. Ek weet nie waar is jy. Het jy gereageer? Het jy 'n verskoning? Waar is jy met jou uitnodiging wat God aan jou gemaak het? Wat vir my interessant is ook in hierdie gedeelte, wanneer ons God se woord gaan lees, kan ons nie net een gedeelte uithaal nie. Ons moet so aan albei kante van die gedeelte en na die hele boek ook kyk. So dis belangrik dat ons ook in konteks sal kyk. En ek sien hier dat Jesus Lukas 14 en Lukas 15 het. En in Lukas 15 sien ons dat Jesus weer praat daar oor die verlore skaap, die verlore seun en die verlore muntstuk. Hy praat en hy sê, tussen hierdie twee, die feesmaal waar die uitnodiging kom en hierdie gedeelte waar Jesus praat oor die verlore seun, kom hy in die middel en hy sê, maar ons moet die koste bereken. Sê, reg tussen die twee feeste, die fees van die seun wat genooi is en die fees van hierdie storie wat hy nou vertel vir die godsdienstige leiers. Sê hy vir hulle, daar is 'n koste. Dit sê vir my en jou, dat genade is gratis, maar genade is nooit goedkoop nie. Daar is 'n koste. Jesus het 'n onskatbare prys betaal, om vir my en jou die uitnodiging te gee. En aangesien die koste voor ons gestel word, is daar dan ook 'n waarskuwing vir my en jou, wat sê, moenie toelaat dat enige verskoning 'n hoër prioriteit in jou lewe kry, as jou verhouding met Jesus self nie. En ek weet nie wat die verskonings, of wat is die goed wat meer prioriteit kry in jou lewe op hierdie stadium. God weet. Heilige Gees weet, want hy self stap daai pad saam met jou nie. Maar ek weet dat hierdie goed kan nie meer prioriteit in my en jou lewe kry. Nie jou werk nie, nie jou familie nie, nie jou toekoms nie, nie jou loopbaan nie. Niks van hierdie goed mag meer prioriteit kry. En God kom help my en jou daarmee. Hy los ons nie alleen nie. Juis vanuit sy genade sê hy, kom ek stap die pad saam met jou. En dit is vir my so mooi altyd om te sien hoe hy dan mense om ons begin sit, nê? En hy sê, hier is iemand wat saam met jou
die pad gaan stap. En dis hoekom disippelskap so belangrik is. Dat ons moet onsself dan nie isoleer wanneer ons daai pad begin stap nie. Ons moet saam met ander inhaak en die pad stap. Die feit is, daar is 'n uitnodiging. Daar's 'n plek gereed gemaak vir jou en my by die tafel. En ek en jy het 'n keuse oor hoe ons gaan reageer. Die uitnodiging staan vas. Lukas 14 vers 16 kom herinner ons en hy sê, Jesus het hom geantwoord, 'n man het 'n groot feesmaal voorberei en baie uitnodigings is uitgestuur. En die uitnodiging is oop vir jou en as jou man vaar het, moet jy ander nooi na die tafel toe, want daar is soveel plek vir nog meer. Dit is 'n gratis uitnodiging, nie 'n goedkoop een nie. Want Jesus self, toe hy hierdie uitnodiging gemaak het, en daardie oomblik het hy geweet, daar's 'n heuwel net buite Jerusalem, waarop hy 'n kruisdood gaan sterf. Hy het geweet, hy het die koste bereken, hy het geweet wat dit hom gaan kos. Sy gebroke en sy liggaam sou van daai kruis verwyder word. En hy het geweet van die hoop, dat hy nou 3 dae weer gaan opstaan. Hy het dit geweet, en hy hou daai hoop vir my en jou uit, saam met die uitnodiging vandag. Dat ons dien 'n God wat weer lewe. En ek en jy, wanneer ons uitreik en wanneer ons bid vir ander, wanneer ons ander bedien, met daardie 1006 strategieën wat ons aanmoedig en sê moenie vergeet nie. Ek en jy moet self weet hoe kosbaar daai uitnodiging is, wanneer ons dit vir iemand anders te gee. Kan iemand nooi as jy nie self weet hoe kosbaar dit is nie. So vandag het ons dan nou 'n tasbare herinnering hier voor ons. Julle sal sien ons het die nagmaaltafels wat uitgepak is. En dan wanneer ons na hierdie uitnodiging kyk en besef daar's 'n plek aan die tafel vir elkeen van ons. Besef ons dis nie net nog 'n seremonie, nog 'n godsdienstige iets wat ek en jy kom doen nie. Dis iets wat deur Jesus self ingestel is, in die aand net voordat hy aan die kruis gehang het. En in die gelykenis sien ons dat die gasheer 'n uitnodiging uitgestuur het aan almal. En net so het Jesus ook 'n uitnodiging uitgestuur. En ons lees daarvan in Matteus 26, vers 26 tot 28, en hy sê, neem en eet, dis my liggaam. Drink almal daaruit, want dit is my bloed van die nuwe verbond, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sonde. En die nagmaal kom herinner my en jou weer, dat Jesus sy lewe gegee het, sodat ek en jy 'n plek aan die tafel het. Net soos die mense in die gelykenis, het ek en jy keuse, of ons die uitnodiging gaan aanvaar, en opdaag, en of daar verskonings is in my en jou lewe, wat sê van, ek is te besig, ag, ek het nog tyd, ek is nog jonk, ek voel nie goed genoeg nie. Daar is verskonings, maar die nagmaal herinner my en jou, dat Jesus deur genade, sy voorafgaande genade, prevenient grace, want hy weet waar jy is vandag, het hy reeds vir my en jou daai uitnodiging gestuur. Hy het reeds betaal vir daai plek aan die tafel. En ek en jy kan kies om sy genade te aanvaar en elke dag daai pad van genade te stap saam met hom. Hierdie oop tafel hiervoor met nog plek sê, dis 'n teken van God se genade vir my en jou.
God se koninkryk is ook vir almal. Ek en jy mag nie besluit vir wie nie. Ek en jy moet gehoorsaam wees wanneer hy sê nooi. Dis nie net vir die rykes en die godsdienstiges nie, maar vir elkeen wat wil kom. En die nagmaaltafel is oop vanoggend, vir elkeen wat wil kom. Maar wanneer jy kom, wil ek hê jy moet ook onthou, dat Jesus sê, daar is 'n koste. Hy het betaal. Nou, ek en jy moet 'n koste bereken oor die verandering wat hy met jou wil doen. Wat verandering wat hy in jou lewe wil kom doen. Hy sê, hy los jou ook nie alleen om dit te doen nie. Hy sê, ek gaan saam met jou die pad stap. Ek sit mense om jou. Ek haak in by jou. Ek gaan jou vrae antwoord. Ek gaan, waar daar confusion is, waar daar twyfel is in jou, ek gaan saam met jou op daai pad stap. Ek gaan jou nie alleen los nie. En dan is dit vir my en jou wat al die pad stap, om aanhoudend uit te reik na ander toe. So daar is 'n bietjie selfondersoek wat in jou gebeur vanoggend. As jy die pad saam met Jesus stap. En ons sê, kom soos jy is. En dan stap jy saam met die Here die pad. En dan is daar soveel hoop vir my en jou, want hy sê ook, die nagmaal wys nie net vir ons terug na Jesus se kruisdood nie, maar vandag wys dit ook vir ons na hemelse feesmaal, die hoop wat ek en jy vir ons toekoms ook het. En in Openbaring 19 vers 9, die laaste boek in die Bybel, sê dit, geseënd is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. So ek en jy weet, ons vier dit wat Jesus gedoen het aan die kruis, maar daar's 'n groter fees wat wag vir my en jou. 'n Ewige fees saam met Jesus. So vandag wil ek vir jou sê, Jesus nooi jou na sy tafel toe. Jy kan die uitnodiging aanvaar. Alles is gereed. Dis voorberei vir my en jou. Jy het 'n plek aan die koning se tafel. Kom neem jou plek in. En stap die pad saam met hom.